Lekker in die huis van die Here. Amen. Kyk gou vir jou langs jou glimlag. Sê vir hom, magtig, is lekker om in die teenwoordigheid van die Here te wees, hè? Dis hom lekker. Dis lekker. Ek wil volgende vir jou sê, die woord van God is lewend. En dit maak my opgewonde. Jy weet, hier is nie net 'n boek nie. Hier is nie net 'n boek nie. Die woord van God praat met my en met jou. Ek deel bietjie vanoggend, deel ek in die langsaan toe ons bid vir die diens, deel ek bietjie met die orkes. 'n Gedeelte wat baie met my gepraat het hierdie week. En ek wil jou aanmoedig, in watter aspek ook al jy van jou lewe is. Psalm 1 sê, en ek het dit al baie gesê, maar welgeluksalig is die man en die vrou wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Jy sien, daar kom tye in jou lewe wat dit moeilik gaan, wat jy dit voel jy wil raad van enige plek af gaan soek. Enige raad sal vir jou help, dit voel enige raad, solank jy net uit hierdie gat uit kan kom, waarin jy jouself bevind. Maar Psalm 1 sê, welgeluksalig is die man en die vrou, wat nie sy raad gaan soek, by die goddelose nie. Wat nie staan op die weg van die sondaar nie, en wat nie sit in die kring van die spotters nie. Maar, sy behaal is in die woord van die Here. En hy sê, oordink sy woord dag en nag. Ek wil 'n bietjie 'n gedeelte met jou deel wat die Here met my gedeel het. Jy weet, ons voel nie altyd almal baie sterk nie. Partykeer, daar was al dae in my lewe gewees wat ek sterk gevoel het, en dan is daar dae in my lewe wat ek minder sterk voel, en ek bevind myself in 'n tyd waarin ek nie te sterk voel nie. Voel nie sterk nie, lewe druk. Maar, is dit my kinders? Geniet die kinderkerk, Gideon. Daar sy, die manne is lus, die dogtertjie is bietjie siek, maar hulle is op pad. En miskien wil ek vir jou vandag hierdie gedeelte lees, 2 Korintiërs hoofstuk 4, en dis nie my boodskap nie, maar ek wil vir jou hierdie gedeelte lees, want hierdie gedeelte het my bemoedig. 2 Korintiërs hoofstuk 4, wat sê, vers 7, 2 Korintiërs hoofstuk 4, vers 7, en ek bemoedig jou vanoggend met hierdie gedeelte. Maar ons het hierdie skat, sê bietjie, ons het 'n skat. Ons het 'n skat. As jy in jou lewe soek na 'n skat, dan wil ek vir jou sê, jy het 'n skat. Jy het iets kosbaars in jou. Hy sê, maar ons het hierdie skat in erdekruike. En ek en jy is die erdekruik. En ons is fragile. Dis die Engelse woord. Ons is fragile. Maar in hierdie fragile toestand waarin ons is, het ons 'n wonderlike skat wat sê, ons het hierdie wonderlike skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons uit nie. Ek hou van wat Paulus gesê het in 2 Korintiërs, ek dink is 2 Korintiërs hoofstuk 12 sê hy, en dis nogal 'n gedeelte wat vir my kosbaar is, wat sê, ek voel swak. Ek het die Here gebid om sekere goed van my af weg te vat. Hy sê, maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. En Paulus sê, hy sê, daarom roem ek veel eerder in swakheid, sodat die krag van God in my en jou geopenbaar kan word. Hierdie gedeelte sê, dit gaan juis, ons het 'n kosbare skat, al is dit in erdekruike, al voel ek en jy soms swak as mense, maar dit is sodat die krag van God na vore kan kom in en deur my en jou lewe. Jy's nie sonder hoop nie. Jy's nie sonder krag nie. En dan kom vers 8, hy sê, in alles word ons verdruk. Het jy al verdrukking ervaar in jou lewe? Het jy al gevoel, hoor die dinge druk? Dinge is nie altyd lekker nie. Dalk is daar mense wat jou verdruk. Maar hy sê hierso, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie.
Ons is verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons is nie verlate nie. Dan wil ek vir hierdie een sê, soms voel jy neergewerp, maar met die krag van God in jou, sal jy nooit vernietig wees nie. Ek wil jou bemoedig met dit vandag. Ek wil jou bemoedig met dit vandag. Al is jy swak, God is sterk. In en deur my en jou. Amen. Amen. Nou kan jy net verder blaai in Korintiërs. Verder blaai in Korintiërs hoofstuk 6. Ons gaan 'n bietjie lees vandag in hoofstuk 6. Is jy opgewonde vir die woord? Ek hoop so. Ek wil jou vanoggend 'n bietjie 'n vraag vra. Weet jy dan nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie? Weet jy dat jou liggaam 'n tempel is? Weet jy wat beteken dit as ek en jy sê dat ons liggaam is 'n tempel van God? Want ek wil vir jou sê, as ek gaan kyk na die Ou Testament, na die tempel van God, dan was dit 'n heilige plek gewees. Dis 'n plek waar die teenwoordigheid van God was. En as ek en jy sê, ons is 'n tempel van die Heilige Gees, dan beteken dit, God woon in my en in jou. Dis 'n plek van sy teenwoordigheid, veronderstel om te wees. Ek wonder of ons besef hoe ernstig dit is, as ons sê, weet jy dan nie, dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Ons sing baie keer die kinderkerk, die sonnaarskoolsong of die kinderkerksong. Weet jy nie, jy's 'n tempel. En weet jy wat, is nogal baie keer 'n song wat ek vir baie kinders van die Here wil sing. En dis 'n song wat ek seker baie keer baie vir myself ook moet sing. In die tye wat ek aanjaag. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Ons is baie keer hoogs heilig. Maar in die week het daar baie keer nodig dat iemand vir jou begin sing. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Wat beteken dit om 'n tempel te wees? Jy weet, die hoofpriester het die voorreg gehad om 1 keer 'n jaar in die teenwoordigheid van God in te gaan, en as daar iets tussen hom en God was, het hy dit nie lewendig uitgemaak nie. Hoe het ons God se teenwoordigheid dalk baie keer begin minag in ons lewens? Here, ons wil in u teenwoordigheid inkom. Wat as die teenwoordigheid hierdie plek so begin vul? Dan wil ek vir jou sê, dan wil ek eerder op die plek in my lewe wees waar daar niks tussen my en God staan nie. Want daar was sy teenwoordigheid werklik gaan begin inkom. Gaan dinge gebeur. 2 Korintiërs hoofstuk 6 praat oor die volgende ding, en hy skryf hierso, ek weet nie of julle Bybel hierdie opskrif het nie, maar hoor my opskrif in my Bybel, dringende vermaning om heilig te lewe. Dringende vermaning om heilig te lewe. Dat ek en jy heilig moet begin lewe. Heilig is nie 'n relatiewe konsep wat ons daar buite kan sit en sê, ek gaan heilig lewe, maar ek gaan saam bly voor die huwelik. En ek gaan boom 'n boom noem. Is julle reg vir dit? Kan ons maar vanoggend 'n bietjie 'n boom noem? Want ons almal sit hier, ons is kinders van die Here. Ek gaan heilig lewe, maar ek gaan met onvergewensgesindheid in my hart sit. Ek gaan heilig lewe, maar ek gaan dinge begin ontduik en vermy in die lewe wat ek kan, want dit is ten koste vir my 'n voordeel. Ek gaan heilig lewe, maar ek gaan my besigheid is my besigheid, en dit sal ek bestuur tot my voordeel en nie tot God se voordeel nie. Maar ek gaan heilig lewe. En dan kom ons sing die ding, weet jy nie, jy's 'n tempel. Want die tempel van God was 'n heilige plek, met heilige voorwerpe daar binne. En hy sê, vers 11, kom ons lees. Vat jou Bybel, lees, want ek wil hê jy moet saam met my lees, want ek kan nie hierdie goed opmaak nie. OK? Ek kan dit nie opmaak nie. Ons mond
het teenoor julle opgegaan, Korintiërs, en vandag praat die woord met my en met jou. Ons hart het verruim geword. Dan sê hy, nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Vers 13. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders. Jy kan sien, Paulus is lief vir hierdie gemeente. En ek moet een ding vandag vir jou sê, as ek net vir jou iets kan sê van Paulus, as ek na elkeen van julle kyk, wat vandag hier voor my staan, wil ek vir jou sê, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Dis my hart, om te sien dat die beste jy kan voorkom, sodat jy waarlike lig kan wees in 'n donker wêreld daar buite. Daarom praat ons die waarheid in hierdie huis. As die waarheid nie vir jou lekker is nie, dan wil ek vir jou een ding sê, gaan kies wie jy wil dien. Gaan kies wie jy wil dien. As jy vandag hier wil sit, en jy wil gestreel word in jou ore, dan wil ek vir jou sê, hier is nie die plek om te wees nie. Want ek wil hê dat jy moet weet, daar's 'n dringendheid om heilig te begin lewe. En nie heilig volgens jou nie, heilig volgens God se woord en orde. Ek is lief vir jou. As ek nie lief was vir jou nie, dan het ek nie vandag die waarheid met jou gepraat nie. As ek lief is vir myself, dan wil ek vir jou sê, ons is baie goed waarvan ek myself nie kan spaar nie. Ek is baie keer hard op myself. En ek wil wees, want ek het 'n orde waarvolgens ek wil lewe. Ek het 'n orde waarvolgens ek wil lewe. Ek praat met julle soos met kinders. Moet julle ook verruim word. Dan vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? En watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Daar's geen ooreenkoms tussen geregtigheid en ongeregtigheid nie. Matteus, toe Jesus die bergpredikasie lees, ek deel hierdie gedeelte op die mannekamp, die Nuwe Lewende Vertaling sê dit baie mooi, waar hy sê, jy kan nie twee baase tegelyk tevrede stel nie. You can't do it. Jy sal die een lief hê, en die ander een gaan jy minder lief hê. That's gonna happen. Jy gaan die een tevrede stel, en jy gaan hom wil tevrede stel, en die ander een gaan jy nie oor worry nie. Dis hoekom Joshua so mooi vir sy volk sê, kies wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here en die Here alleen dien. 'n heilige weg. Watter ooreenstemming? Watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Dan sê hy, lees hierdie saam met my, sê bietjie want julle. Ek wil jou hoor, sê bietjie, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af. Gaan onder die ongeregtigheid uit en gaan sonder jou af. Gaan onder die ongeregtigheid uit en gaan sonder jou af. En ek sal nou iets daaroor sê. Gaan uit die ongeregtigheid uit en gaan sonder jou af. Kom uit die vuilheid van die lewe uit en gaan sonder jou af. Begin heilig te lewe. Kyk vir jou langs jou en sê, ek wil heilig lewe. Ek wil heilig lewe. Okay? Rian het dit baie mooi gestel op die mannekamp toe hy met ons gedeel het in die sessie. Wat beteken dit om jou af te sonder? Wat beteken dit om heilig te lewe? Dit beteken nie noodwendig dat jy nie in die wêreld daar buite moet gaan beweeg nie. Okay?
Want die woord van die Here sê, gaan dan heen en gaan maak disippels van alle nasies. En hoe gaan jy disippels maak, as jy nou hierdie gedeelte so gaan opneem, en sê, ek gaan my afsonder, ek gaan in my huis woon, ek gaan in my eie huis kerk gaan, ek gaan nie eers meer die huis uitkom nie. Dit werk nie so nie. Okay? Dit beteken, in my lewe, sonder ek myself af, en onttrek ek my van die dinge van hierdie wêreld. Ek dink nie soos die wêreld nie, ek praat nie soos hierdie wêreld nie, ek lyk nie soos hierdie wêreld nie, ek ruik nie soos hierdie wêreld nie. Ek ruik nie soos hierdie wêreld nie. Ek is afgesonder, sodat daar waarin ek beweeg, dat daar lig en sout kan wees. Die wêreld moet jou nie verander nie. Jy moet die wêreld gaan verander. Maar jy moet heilig lewe. Want jou liggaam is 'n tempel van die lewende God. Jy is 'n tempel van die lewende God. Daarom gaan onder hulle uit, sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Ek het 'n volgende vraag, en dis wat ek mee begin het. Besef ons hoe ernstig dit is as ons sê, ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Dat ons het heilige voorwerpe, wat ons saam met ons dra. Die manier hoe ons spreek, dit wat ons kyk, dit wat ons doen, moet ons so doen op 'n manier wat heilig is. En dat ons nie ligtelik sal omgaan met die tempel van God nie. Dit plaas ons op 'n hoër standaard, frikkie. Né? Jy kan dit sien. Ons word in 'n hoër standaard geplaas. En God roep ons nie om hoogmoedig te wees nie. Maar die standaard vir jou en vir my is 'n hoër manier van lewe, 'n heilige manier van lewe, want die tempel van God is 'n heilige plek. Dis 'n plek waar sy teenwoordigheid is. Ek wil jou vat na Daniël hoofstuk 5 toe. Daniël hoofstuk 5. Ek wil jou storie gaan vertel wat gebeur wanneer jy mors met die heilige voorwerpe van God se tempel. Daniël hoofstuk 5. Koning Belsasar. Jy sien wanneer die lewe oor jou begin gaan, en jou genot, en jy dink baie keer jy is die man, en jy dink jy kan maak wat jy wil. As ons God dien, dan dien ons God, mense. Jy wil hom of dien, of jy wil hom nie dien nie. Ek dink die weg is eenvoudig. Of ek wil hom dien, en ek wil doen wat sy woord sê, of ek wil dit eintlik nie doen nie. Ek dink jy moet dit vir jouself gaan uitmaak. Belsasar, Daniël hoofstuk 5 vers 1 sê die volgende, hy sê, koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 magsbehebbers. En in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. En by die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy magsbehebbers, sy vroue en sy byvroue kon drink en daai goed ontreinig. Die heilige voorwerpe van die tempel. En toe het hulle die goue voorwerpe gebring, wat uit die tempel, uit die huis van God, in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy magsbehebbers en sy vroue, en sy byvroue, het daaruit gedrink. En hulle het wyn gedrink, en die gode van goud, silwer, koper, yster, hout en klip geprys. En toe gebeur daar iets. En op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar
op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien en wat geskrywe is. Toe het die gelaatskleur van die koning verander. En sy gedagtes het hom verskrik. En sy gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit mooi. Hy het hom vuil gemaak. Het jy het gelees, Delien? Ek sien Delien wys vir Jan hier langs aan. Hy het hom vuil gemaak. Oor dit wat hy gesien het. Omdat hy die heilige voorwerpe van God geminag het. En verontreinig het. En ons kan na Belsasar kyk en sê, jou stupid koning, wat het jy gedink gaan gebeur? Ek wil jou vra, wat maak jy met die heilige voorwerpe van die tempel van jou liggaam? Hoe gaan jy daarmee om? Want ek wil vir jou sê, as ek na die average Suid-Afrikaner kyk, dan lyk dit baie soos hierdie koning se. Ons aanbid goud, silwer, koper, yster, hout en klip. Drif. Ons braaivleis hout. Ons partytjies, ons manier van lewe, ons lewe 'n losbandige lewe. Wat is die gewig van jou tempel? Wat is die gewig van jou? Die koning raak so bang dat hy homself vuil maak. En hy soek mense om hierdie ding te kom ontleed, en niemand van sy mense kan dit doen nie. En die koning se ma's moet tog nie so lig op julle kinders wees nie. Want die koning se ma kom in en sê, o my kind, wees rustig, lank sal die koning lewe, jy sal niks oorkom nie. Maar ons weet van Daniël. Daniël het vir jou pa wonders gedoen. Gaan haal vir Daniël, hy sal vir jou kan sê wat hier staan. Lank mag die koning lewe. Die koning gee 'n prys vir die ou wat die goed ontleed. Hy gee hom 'n lekker posisie. Toe Daniël op die werf kom en hy sê, ek dink toe hy die skrif aan die muur sien. Hou jou goed. Ek wil dit hê nie. Hou dit eerder. Vers 24. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur, en hiermee is die skrif geskrywe. En die skrif wat geskrywe is mene, tekel Upharsin. En die uitleg van die woord mene beteken God het die koningskap getel. So mene beteken God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, jy is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. En Peres, die koninkryk is verdeel en aan die Mede en die Perse gegee. Toe het Belsasar gegee en hulle het Daniël met purper beklee en goue kettinge om sy hals en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy as die 3de rang in die koninkryk sou heers. En in dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. Dis wat gebeur. Wanneer jy met die goed, en wanneer jy met die tempel van God mors. Verstaan jy hoekom Paulus sê, daar's 'n dringendheid om heilig te begin lewe? Matteus, en ons lees bietjie Bybel. Sê vir die ou langs jou, ons het nou tyd om Bybel te lees. Ons het tyd. Ons het tyd om Bybel te lees. Matteus hoofstuk, ek gaan nou vir jou sê, ek self waar kom. Matteus hoofstuk 21. Dink nou net aan hierdie gedeelte. Vers 12.
En Jesus het in die tempel van God ingegaan. En almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars, en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe. Hoor wat hy sê, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Jy sien, net so baie keer is ons soos die verkopers. Ons het God se tempel begin minag en ons het beginsels en goed in ons lewe begin toelaat, goed in die tempel van God begin toelaat, wat dit in 'n rowerspelonk verander. En ek wil jou aanmoedig om stil te gaan word voor God. Onthou julle wat ons gepraat het so ruk terug, wat ons gesê het, Here, deurgrond my. Kom deurgrond my. Kom wys my. En ek dink is nodig dat ons weer voor God kom en sê, Here, kom reinig my tempel, sodat ek rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Kom reinig my tempel. Want hierdie tempel moet 'n plek van gebed wees, 'n plek van aanbidding vir U. Ons wil nie compromise met die wêreld nie. Daar is geen ooreenkoms tussen geregtigheid en ongeregtigheid nie. Daar is geen tussen U en tussen afgode nie. Daar's geen ooreenkoms nie. Tyd dat die tempel gereinig word. Dis die enigste plek waar ek Jesus regtig kwaad gesien het. Wanneer daar met die tempel van God gemors word. So roeg huis. Verstaan jy wat ek vir jou sê as jy sê, weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel is van die heilige God wat in jou woon nie? Daar's 'n dringendheid in my om te sê dat ons heilig moet begin lewe. Die gemors van hierdie wêreld is nodig dat dit afgesterf moet word. Jy kan nie soos hierdie wêreld lyk en klink nie. As jou lig, as die duisternis, as die donker dinge van hierdie wêreld vir jou lig begin word het. Hoe donker is jou binneste nie? En die woord wat ek vanoggend deel is hard, maar ek wil vir jou sê, daar's 'n dringendheid, want die woord van die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. En wanneer die tempel van God, die tempels van God, kom ek vertel jou die mooi, kom ons praat gou oor die mooi van die tempel. Jy weet, in die Ou Testament moes mense duisende myle reis om by die tempel van God uit te kom. Die wonder van vandag is die tempel van God is uitgereik met 2 bene. Dit beweeg oral. En die tempel is die plek waar hemel en aarde met mekaar moet ontmoet. Vers 14, kyk wat gebeur wanneer die tempel van God gereinig word. Vers 14, en daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Wonders begin gebeur, hemel begin met aarde ontmoet, wanneer die tempel weer 'n heilige tempel is. Wanneer die tempel weer 'n plek van aanbidding is. Dan begin hemel met aarde konnekteer. En ons begin 'n verskil maak in die wêreld daar buite. Ek luister enige boodskap en hierdie boodskap het my getref. Ek luister die getuienis van die pastoor en dalk het ek dit al vertel. 'n Pastoor vertel hy het 'n Down syndroom seentjie en hy praat van die krag van die tempel en dat hemel en aarde met mekaar connect. En hy praat van in sy gemeente, sy favorite gemeentelid is 'n Down syndroom seentjie. Hy sê elke Sondag kom hierdie seentjie en kom gee hom 'n drukkie. Hy sê hulle het 'n skool vir gestremdes, dis 'n kerk in Swede. Hulle het 'n paar skole, maar een van die skole is 'n skool vir gestremdes waar hulle kinders help. Maar hierdie kind is lief vir die Here. Maak nie saak oor sy gestremdheid nie, maak nie saak oor hoe min hy verstaan nie. Hy het 'n liefde vir God. En hulle vat die kinders eendag uit, want een van die goed wat hulle hierdie kinders leer is hoe om op die straat iets te koop en te verkoop. Hoe om oor 'n straat te loop. Hy sê en hulle staan in Swede in die besigste sirkel van die hele stad.
En hierdie kind begin kliphard sing van 'n boom wat agter in sy ouma se erf staan, 'n wonderlike boom, 'n groot boom. Ek ken self nou nie die liedjie nie, maar hy sing van hierdie ding. Kliphard uit volle bors uit. En die juffrou probeer hom stil maak en uit hierdie skare uit kom 'n vrou gestap met trane in haar oë. Wat sê, hoekom sing hierdie kind hierdie liedjie? En die juffrou sê, ek weet nie. Verskoon. Sy verduidelik aan haar die situasie van hierdie kind. Sy sê, ek dink nie julle verstaan nie, ek is 'n ateïs. Ek glo nie in God nie. Maar ek het op so 'n desperate plek van my lewe gekom, dat ek vanoggend vir God gesê het, as U werklik is en U het my lief en U ken my, laat ek weer my gunsteling liedjie hoor wat my ouma vir my gesing het, van die groot boom wat in haar erf staan. En hulle vra hierdie Down-syndroom liedjie, hierdie Down-syndroom seentjie om weer hierdie liedjie te sing, en hy kon nie. Want weet jy wat het gebeur in die oomblik? Hemel en aarde het konnekteer. En 'n vrou wat God gesoek het, gee haar hart en haar lewe, daar en dan. In die besigste sirkel van Swede. Sal dit nie great wees, Rooghuis, as dit met my en jou gebeur nie. Maar ek wil vir jou sê, ons moet heilig begin lewe, want God is heilig. Daar word goed in jou lewe, daar's goed in jou lewe waarmee jy compromise. Wat jy dink, okay is vir God, dalk blameer jy dit op die kostes van die samelewing. Of jy sê, hou op compromise, en begin jou tempel te reinig. En as jy nie jou tempel wil reinig nie, dan wil ek jou aanmoedig, soos wat Joshua jou aangemoedig het, kies wie jy wil dien. Maar hierdie huis sal die Here dien. Ek het dit verklaar en ek verklaar dit weer vandag. Rooghuis sal 'n huis is wat die Here dien. So hoef nie die volste kerk in hierdie dorp te wees, en ek wys nie vinger na enige kerk toe nie, dink nie enige kerk is sleg nie. Maar ek wil vandag iets sê, want hierdie is my huis. Hierdie is my huis, en jy is my mense. En as jy deel is van my mense, wil ek vir jou sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. As jy deel is van my huis, wil ek vir jou sê, ons sal die Here dien. Reinig jou tempel. Reinig jou tempel. Sodat hemel en aarde met mekaar kan konnekteer. Sodat jy sout kan wees. Sout wat weer smaak gee aan 'n smakelose lewe. Sodat jy weer ware lig kan wees in 'n donker wêreld daar buite. Sodat jy met die tollenaars en die prostituie kan ontmoet en hulle nie jou lewe beïnvloed nie, maar jy hulle sin waar hulle God kan vind. Kom ons sluit die oë. En ek wil vir Zelmarie aanmoedig, Zelmarie, jy kan gaan aantrek. Zelmarie word gedoop vandag. Kan ons haar goue hande klap gee? Sy word gedoop vandag. Ek vra dat elke oog sluit in hierdie oomblik. Dalk is dit nodig dat jou tempel gereinig word. En dalk compromise jy met goed in jou lewe. Ek gaan jou nie vra om jou hande op te steek nie. Hierdie is 'n saak tussen jou en God. Maar ek wil jou die uitnodiging gee om nou te sit en te sê, Here, kom maak skoon wat skoon gemaak moet word, sodat ek rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Sodat ek lig vir hierdie wêreld kan wees, sodat ek 'n tempel kan wees waar hemel en aarde konnekteer. Waar mense die heerlikheid van God deur my kan ervaar. Here, kom ontmoet met ons vandag. Baba shiki en tolobo. Baba shiaba. Terwyl ek net vir oggend, terwyl ek hierso is,
wil ek met jou iets kom deel.